Baie dankie aan die musiekspan, dankie Jeanette. En die voorsangers, baie dankie. Mijn suster, ons het woensdag, het ons begin met as woensdag, wat so die inleiding is tot lydenstyd. Ek praat van 6 weke van lydenstyd tot en met die kruisiging en dan opstanding van Jesus, wat ons dan gaan saam vier. En ons het op 'n wonderlike manier woensdag, het ons hierdie tyd binne gegaan met 'n stil nagmaal, waar ons vir oomblikke 'n bietjie stil geword het, saam met Jesus by die woestyn, by die doopvont, met die nagmaal. En toe so half met die uitstap het ons elkeen as gevat en ons het of 'n kruis op jou hand of 'n kruisie op jou voorkop gemaak. As 'n teken van dat hierdie tyd van lydenstyd wat Jesus vir ons deurgegaan het, sodat ons verlos kan wees, wat ons gered kan word, deur genade gered is, dat ons sal onthou dat dit hom ook gekos het. En daarom, dat ons hierdie tyd daarin sal dink. In lydenstyd gebeur dit reg deur die kerk, is deel van die kerklike jaar, word gemeentes, individue, gelowiges, deur die eeue heen, waar ons mekaar oproep tot 'n diepere toewyding aan die Here, tot 'n geestelike groei en 'n geestelike verdieping. Om hierdie tyd juist daarvoor te gebruik, om ekstra moeite te doen met sekere geloofsgewoontes, soos gebed, vas. Baie mense gebruik hierdie lydenstyd om te vas, 40 dae se vas, van selfdissipline, en dan ook, baie belangrik, is dat deel van hierdie lydenstyd is ook om moeite te doen met die geestelike gewoonte van barmhartigheid, om ander mense te dien. En vanmôre is dit vir my so mooi dat dit presies saamval ook met ons 4de roeping wat ons as gelowiges en kinders van die Here het. En saam met die doelgerigte lewe, en daai roeping is om ander te dien, om diensbaar te wees en om barmhartig te wees. En dis dan hoe ons dan nou vanmôre by hierdie tema kom stil staan. En hierdie is 'n tema, broer en suster, baie keer wanneer ons dink oor barmhartigheid of om ander te dien, dis nie om ons te laat skuldig voel nie. Maar hierdie is 'n uitnodiging, hierdie uitnooi tot barmhartig en diensbaar wees, is ook 'n manier wat God kom sê, kom leer my beter ken. Kom leer my hart ken, leer my hart verstaan. Hoe ek dink oor mense, hoe dink ek oor weerloses, hoe dink ek oor mense in nood, hoe dink ek oor mense wat swaar kry. Hoe dink ek oor God se opdrag van liefde. So is my gebed dat u ook in vanmôre se boodskap en dan ook die gedeelte wat ons nou gaan saam lees, dat u daar die Here sal hoor. So as jy die Bybel het, kan jy saam met my blaai na Matteus 25. Dit gaan wel ook op die bord verskyn, so jy kan daar ook saam volg. Matteus 25 vers 31. Met die Bybels oop voor ons, kom ons vertrou net weer die Here dat hy die een sal wees wat met ons praat. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons in u teenwoordigheid mag kom. Dankie vir daai pad wat Jesus geloop het, sodat ons met vrymoedigheid na u troonkamer in u teenwoordigheid mag wees. Dankie Here. Dankie dat ons u woord het, die Bybel wat vir ons help en rig en lei om hierdie lewe te leef wat u ons roep. Dankie Here. Dankie vir dat dit so deur al die eeue heen vir ons behoue gebly het. Dankie vir dat ons dit mag lees in ons eie taal. Dankie Here. Here, wat ons u ook voor vertrou vanmôre. U wat hierdie woorde geïnspireer het, gelei het, mense gelei het, Here, mense gehelp het. Here, dat u sal help, dat ons u sal hoor hierdeur. Dat ons u sal hoor met ons praat, dat ons sal hoor dat wat u vir ons elkeen wil sê, as individue, as egpare, as gesinne, as vriende, as 'n gemeente. Help ons om te hoor. Here, u weet waarvan is ons gedagtes vol, u weet wat skommel daar rond, en ek kom vra, ja, Here, begelei dit, rig dit sodat ons kan hoor wat u graag wil sê. En mag dit ons stig vanmôre in Jesus naam.
gebruik ook vir my asseblief, Here, as die dienskneg in nederigheid, Here, en tot uitbreiding van die koninkryk. Amen. Kom ons lees die gedeelte saam. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê: Kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, ek was dors en julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra: Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves? Of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê: Gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord: Here, wanneer het ons jonger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Is jy met my eens dat dit nie 'n maklike gedeelte is wat ons vanmôre saam lees nie? As ek hierdie gedeelte nader trek, dan is ek altyd so 'n bietjie meer op my senuwees. Hierdie gedeelte maak my baie keer 'n bietjie bang en skep in my gemoed, in my hart en my gedagtes 'n bietjie van 'n ongemak. Bang wat God moontlik vir my kan sê of dat hy meer gaan van my vra as wat ek tans doen. Bang ook vir die feit of ongemaklik oor die feit of selfs skuldig voel oor die feit dat ek dalk nie doen wat hy wil hê ek moet doen nie. En dis nie hoekom ek vanmôre hierdie gedeelte gekies het nie, glad nie om skuldig te laat voel nie. Maar dit is so nodig dat ons hierdie woorde sal hoor en dat wanneer ek 'n ongemak oor hierdie gedeelte het of wat probeer uitwerk wat Jesus vir my probeer sê of wat God daardeur vir ons as gemeenskap vra, is dit 'n goeie ongemak om te hê. Want dan gaan ons daaroor met hom in gesprek gaan. Wat vra u, Here? En dan is ek ook bietjie op my senuwees, want as ek hierdie gedeelte nader trek, soos wat ek nou vandag weer doen, dan wonder ek of ek Andrei reg kwalifiseer om te preek oor hierdie woorde. Skiet ek nie maar ook ver te kort nie, en dis wat ek beleef, ek en Jaco Strydom het al baie oor hierdie gedeelte gesels. Hy het sy skripsie daaroor oor Matteus 25 hierdie gedeelte gedoen. En toe ek destyds my skripsie gedoen het, was sy skripsie een van my grootste bronne. Want toe ek my tesis of skripsie het gegaan om juist te gaan uitdink oor hoe kan ons mense wat boemelaars is beter help. En ek en hy het so gesels een keer en toe sê hy, weet jy Andrei, as ek
hierdie gedeelte sou lees, dan voel dit, dan hoop ek, dat die Here baie keer vir my, dat die een persoon wie ek wel gehelp het, opmaak vir die 20 wat ek nie gehelp het nie. En ek moet nogal met hom saamstem. Hierdie gedeelte vra dat ons na binne kyk, na ons harte kyk, dat ons laat reflekteer of die liefde van Christus deel geword het van wie ek is. Dit kom sny tussen my godsdienstige motiewe uit en vra, Here, wat vra U van my? Wat is dit wat ek glo God van my as U kind van vra? Want hierdie woorde in vers 40 en vers 45 spoel so af deur 'n ou se gedagtes, is dit nie? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Of dan nou vers 45, wat jy dit nie gedoen het nie, het jy dit ook nie aan my gedoen nie. En ek wil uitkom by u te help met hierdie gedagtes, broer en suster, en dit is dat daar twee hoofsienings is oor wat beteken, wie is hierdie broers van wie Jesus hierso praat. Maar daar's twee, die eerste siening wat gewoonlik maar die mees populairste ene is, is dat hierdie geringstes waarvan Jesus praat, sluit alle mense wat weerloos, gebroke of in nood is, sluit al daai mense in. Moeder Teresa is nogal die een wat hierdie gedagte so gepopulariseer het, deur haar woorde wat gesê het, elke persoon wie sy gehelp het, is 'n Jesus in disguise. Hoe gaan hierdie woorde van hom? At the end of life, we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, how many great things we have done. We will be judged by this. I was hungry and you gave me something to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. Hungry not only for bread, but hungry for love. Naked not only for clothing, but naked of human dignity and respect. Homeless not only for want of a home of bricks, but homeless because of rejection. Sy het absoluut geglo dat hierdie weerloos, hierdie geringstes wat Matteus 25 van praat, is die weerloses in ons samelewing, die behoeftiges. En dan sê sy, en as jy hulle help, help jy vir Jesus. Moet suster, en dink net oor daai konsep. As jy iemand help, is jy besig met Jesus. Jesus sê dit hierso vir ons, as die geringste se nood verlig het, het jy nie net die naaste liefde aan hulle bewys nie, jy het eintlik naaste liefde aan hom bewys. En in die verhaal van die barmhartige Samaritaan daar in Lukas, wanneer Jesus verder daaroor kom praat, en hy vra of die fariseërs en skrifgeleerdes kom help verstaan, en hulle vra, wie is my naaste, want dis mos wat ons as mens doen, ons soek maar ergens hierdie syfergat waar ons kan uitkom, waar dit ons nou nie heeltemal so erg op my moet wees nie. En die fariseërs en skrifgeleerdes wou ook daarmee uitkom, en daarom het hulle gesê, maar Jesus, wie is dan nou my naaste? En toe gebruik Jesus hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar daar ook twee mense, 'n priester en 'n leviet verbygeloop het, 'n raak gesien het en nie gehelp het nie. Maar die barmhartige Samaritaan het hom gesien, innig jammer gekry, nader gegaan en hom versorg en op die ou einde gehelp om by verdere versorging te kom. En dan sê Jesus, maar hierdie is wat naaste liefde is. Hierdie is wanneer ek iemand help. Sê Matteus 25, help ek dan nou vir Jesus, kry ek dit doen met Jesus. Martin Luther King het nogal 'n baie mooi ding gesê oor daai verhaal, barmhartige Samaritaan. Wat was die verskil tussen die leviet priester en die barmhartige Samaritaan? Die priester en die leviet sê hy het gevra en gekyk en die persoon daar op die pad sien lê en gesê, wat gaan met my gebeur as ek hom gaan help? Wat gaan mense dan dink? En hy sê die barmhartige Samaritaan het min of meer dieselfde vraag gevra, hy het hom net bietjie anders te gevra, en hy het gesê, wat gaan met daai persoon gebeur as ek nie help nie? So binne hierdie verstaan wat Jesus vir ons hier kom bied as die geringstes, die broers,
beklemtoon hy dat hy homself vereenselwig met die gebrokene, hom vereenselwig met die wat in nood is, hom vereenselwig met die weerlose. En ek het nogal, toe ek so gedink het hieroor, toe dink ek, hulle is die geringtes, is deel van Jesus se groep. Verstaan, hulle is half in sy binnekring. Of dan ons is, as geringstes deel van sy binnekring, weerloos. En dan kom sê Jesus, as jy hulle aanneem, neem jy my aan, versorg jy my, en as jy hulle verwerp, verwerp jy my. Ons kan nie net sê ons is lief vir die Here, maar nie geraak word deur behoefte of nood of swaarkry van 'n ander nie. Jesus roep ons om op te tree. Jesus roep ons om tot aksie te gaan. Jesus roep ons om 'n verskil te gaan maak. Jesus sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hom sal barmhartigheid bewys word. So dis die eerste verstaan. Kan ek tog net 'n storie hieroor vertel? Dis 'n komiese verhaal van 'n tannie en haar seun. Iemand klop aan die deur en hulle vra, asseblief, dit is daar nie vir my iets om te eet nie, en die seentjie gaan na mamma toe en sê, mamma, daar's iemand by die deur wat vra vir kos, mamma moet ons om help, te sê, mamma, maar Jesus sê vir ons in die Bybel, dat as ons vir iemand wat honger is, wat vir ons vra kos gee, dan gee ons kos vir hom, so as om vir Jesus kos te gee, so gaan kry iets in die yskas. Hy gaan haal iets in die yskas, hy bring dit vir die persoon, en so 5 minute later, kom klop hy weer by sy ma, sy sê, mamma, ja my kind, Jesus steel nou ons appels. Toe vat hy het baie letterlik. As ons iemand help, help ons vir Jesus. Help ons die koninkryk. Help ons dat mense iets verstaan van God se liefde. Is dit verdienstelik? Lees ons in hierdie gedeelte enigstens iets dat hulle leer en lewe moet korrek wees? Leer ons iets dat hulle dit moet verdien, dat ek barmhartig moet wees? Ons lees dit nie. En ons lees dit nie, want dit was Jesus se voorbeeld aan ons, as ons gaan kyk na Jesus se lewe en hoe hy gemaak het. Hy het na mense toe uitgereik, hy het by mense gekom en ons uit gaan help, hy het gaan dien, of dit nou 'n tollenaar of 'n fariseer of 'n skrifgeleerde was, maak nie saak nie, of dit 'n melaatse was, iemand wat behoefte gehad het. Jesus het gehelp, Jesus het barmhartigheid gewees. En dis toe waartoe hierdie eerste verstaan van die geringste van hierdie broers ons na toe lei. En dan die tweede versiening, die groot siening van hierdie gedeelte, broer en suster, is dat hierdie broers, praat Jesus, as hy verwys na die geringste van hierdie broers, verwys hy na sy disippels. Verwys hy na medegelowiges wat gaan swaar kry. Mense wat hulle lewens opoffer om die goeie nuus te versprei, en as ons gaan kyk in die Nuwe Testament en veral in Handelinge, dan sien ons dat hulle dan op die ou ende hierdie word, die wat honger is, die wat dors is, die wat sonder klere is, die wat in tronke gegooi word, die wat siek geword het. As mens net gaan luister na Paulus se pedigree in 2 Korintiërs 11, dan noem hy al hierdie dinge. So hierdie siening kom praat dan ook en te sê hierdie broers is sy disippels. En wat hierdie kom versterk is dat Jesus 'n paar keer in die evangelie so na sy disippels verwys het. Op 'n stadium waar sy pa en ma dan Matteus 12 na Jesus toe kom om hom te kom sien, te sê Jesus, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder. En in Matteus 10 hoor hy hierdie woorde. Kom sê Jesus, wie julle ontvang, praat hy met sy disippels, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang.
wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Weer eens 'n verwysing na die geringstes as sy disipels. Dis hierdie broers waarna Jesus verwys. En is interessant dan, vra dan Jesus nou as mens hierdie betekenis gaan hoor, dat Jesus sê ek moet net medegelowiges help. Is dit wat hierdie gedeelte vir my kom sê? En wat my gehelp het met hierdie betekenis, broer en suster, ek het bietjie hiermee gesukkel, want ek sien dit nie in Jesus se bediening dat ek net medegelowiges of mede-Christen of net my broers moet help nie. Maar hoe meer ek by hierdie gedagte stil gestaan het, hoe meer het ek besef, maar hier is iets meer aan die gang. Hier is eintlik 'n dieper appel op my en u as gelowiges en wat God van ons vra rondom mense in nood of die geringstes, die weerloses. Hy sê dat ons as volgelinge van Jesus mense sal wees wat uitreik na mense in nood en dat ons dalk so naby aan hulle beweeg as kinders van die Here, dat ons self weerloos raak, dat ons self behoeftig raak, dat ons selfs in die nood sal wees. Jesus kom sê in Filippense 2, kom sê dat dieselfde gesindheid, vers 5, wat in Jesus was, moet ook in ons wees, en Jesus se gesindheid word daarna net daarna verduidelik as hy kom sê, Jesus wat in die gestalte van God was, het gekies om die minste op aarde te wees, en die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Hoekom? Sodat 'n wêreld verlos kan word, sodat ek en u verlos kan word. Jesus was bereid om hom weerloos te maak. Miskien sou dit ons help om hierdie te verstaan of dit te probeer verwerk. Wat sou die disippels daai dag gehoor het toe Jesus hierdie woorde vir hulle gesê het? Wat sou hulle hoor? Wat sou Petrus hulle hoor? En ek weet 'n mens gaan nou nie presies kan sê nie. Eerstens sou hulle gehoor het Jesus sê ons moet uitreik na mense. Ons moet uitreik na mense wat in nood is en weerloos is, maar hulle sou ook, dink ek, erg ongemaklik geraak het. Maar dit sou nie die eerste keer wees wat hulle iets soos hierdie hoor nie, maar wat hulle sou hoor is, ons gaan honger wees, ons gaan dors wees, ons gaan sonder klere wees, ons gaan in 'n tronk beland, ons gaan vir dood gelos word soos Paulus. En ek dink dit sou vir hulle nog meer ongemak gebring het. Maar die disippels en Paulus se lewe het juist dit gelyk. Hulle was vreemdelinge, hulle was siek en in die tronk. En vir die eerste eeu Christene was hierdie woorde wat Jesus hier kom noem, hierdie begrippe wat hy kom gee het, was vir hulle 'n baie groot werklikheid gewees. Dit was nie vir hulle so uniek nie. Petrus se evangelie kom, as jy hom kan gaan lees, dan sal jy sien, maak baie daarvan oor hoe die Christene bywoners was, vreemdelinge was, teengediskrimineer was, nie 'n hoë status gehad het nie, verwerp was, verneder was, en nog steeds geroep was om barmhartig te wees en om te gee, en goed te wees. En dit is moeilik baie keer as mens hierdie woorde hoor van honger, dors, siek en dan hoor, maar tog noem God ons nog steeds geseëndes. So jy hoor waarmee hierdie disippels sou gehoor het, so, dis mooi dat hulle hoor hulle moet gaan omgee, maar toe hoor hulle maar dat hulle dalk die gaan wees wat vir omgegee moet word. So ook hier kom identifiseer Jesus, help Jesus hulle om te sê, maar wanneer julle in daai posisie gaan kom, wanneer julle weerloos gaan wees, wanneer julle gering gaan wees, identifiseer ek met julle en identifiseer julle met my. En dis die wonderlike. En dis wat barmhartigheid vir ons kom bied, broer en suster. Dit bied ons om iets te verstaan van God se hart, iets wat ons nie gaan verstaan of gaan beleef of gaan kan ervaar of gaan kan groei om God so te leer ken as saam hier te wees in die kerk nie, maar dis waar ons buite is en by mense is wat hierdie nodig het. Dis waar ons iets van God se hart gaan verstaan wat hier in Matteus 25 in die gang is.
hierdie verhale of hierdie gelykenis sê vir ons hoef nie te wonder oor wie moet ons soos familie, soos broers en susters behandel nie. Met die wat ons te doen kry, moet ons so behandel. Jesus het nie net vir die wêreld gekom in sy lewe vir die wêreld, het hy nie net vir Christene kom gee nie, maar hy het dit vir die wêreld kom gee, en so verwag hy dit van my en u. So wat vra hierdie van my en u dan nou vandag? Wat is die hoe hiervan? Wat is die hoe in elke situasie waarna ek gaan kom hierdie week? En ek kan nie vir u sê, daar's 'n klinkklare oplossing nie. Ek kan nie vir u sê, dit is presies hoe jy dit elke situasie en elke geval moet hanteer nie, en elke individu op hierdie manier hanteer nie. Wanneer ons gaan help, gaan ons teleeggestel word, ja. Maar vra die Here van ons om net te help, sodat daar sukses is, of vra hy vir ons om net lief te wees en te help en barmhartig te wees. So hierdie broer en suster is nogal iets wat ek en die Here saam in elke situasie by die Here moet opdaag en sê, Here, kom help my, kom wys my, gee die wysheid, help my met die deernis, help my met die oortuiging, dat ek sal optree in die oortuiging. In my studie rondom byvoorbeeld boemelaars, het ek op die ou einde nie 'n klinkklaar antwoord gekom nie. En my konklusie was is dat 'n mens moet help totdat jou help werk. En baie keer is soos wat ek help, werk die Here in my. Kom verander hy my, kom vorm my en vou hy my, help hy my dat iemand raak gesien word. En herinner hy my dat hy my raak sien. So mag die Here vir u die wysheid gee, mag die Here vir u die waagmoed gee, mag die Here vir u die middele gee, mag die Here ons elkeen kom help om hierdie opdrag wat hy vir ons hier gee te doen. Daar's 'n storie. Dis 'n verhaal van Bushi. Hy was daar by Echo Jeugbediening. Ek het 'n paar keer mense wat verslaaf was gevra as hulle op pad is na 'n sekere rehab, toe kan hulle nie net oorslaap daar by Echo nie. En op 'n stadium het Bushi hulle moeite gedoen en hulle mooi opgepas en verblyf gegee, maar laterand het Echo daarteen besluit, want baie van hulle goed was gesteel as gevolg daarvan. So toe maak hulle die reël, as jy verslaaf is aan enige dwelms, kan jy nie daar bly nie. Hulle kan nie vir jou verblyf gee nie. En nou wat doen Bushi toe? Hy was die een van die leiers van daai seenshuis. Hierdie is sy woorde. Hy sê, as hulle vir verblyf kom vra het, dan sê hy vir hulle, julle kan ongelukkig nie hier slaap nie. Maar wat ek wel kan doen is, ek kan vir jou kos gee, en ek kan saam met jou op die straat gaan slaap. Hoef jy nie alleen te wees. Sekere dinge kan ons nie doen nie. Maar daar's dinge wat ons kan doen. En mag die Here ons elkeen help, as individue, dat ons sal doen wat ons kan doen. En dat die Here vir die res sal sorg. Kom ons bid saam. Here, ek bly versigtig ongemaklik oor hierdie gedeelte, Here. Here, ek bly wonder wat U van my vra. En soms wil ek dit so netjies gepak hê, Here, dat ek dit kan verstaan, dat ek dit kan begryp, dat ek daaraan kan vashou, dat ek dit kan beheer. En daarom is dit vir my moeilik om baie keer net te laat gaan, Here. En net gehoorsaam te wees. Here, so graag, elkeen van ons hier vanmôre wil graag gehoorsaam wees aan dit wat U van ons vra. Ons is U kinders. Ons het vir U ja gesê, ons wil U volg, ons is doelbewus, Here, op pad saam met U as U
as een van U disippels, as U kinders, as volgers van U, as Christene. So help ons, Here. Help ons met hierdie take wat U van ons vra rondom dien aan ander en barmhartig wees. Help ons. Kom rig ons harte, kom rig ons gedagtes. Kom skenk ons die geloofsvertuigings. En versterk ons. En help ons, Here, om in al hierdie dinge nader aan U te groei. U te beter te leer ken. En vir U te leef. Amen. Baie dankie, broer en suster, jy is nou welkom om die Here te dien met U offergawe.